Louis, vandag se vraag is: ons beklei baie, maar is dit sleg of net normaal? Ek is mal oor die vraag van mense kry so baie verhoudingsmaats wat vir mense skryf en sê dat hulle beklei die hele tyd. Of ek het al so baie gekry van mense sê hulle is daar al sê net maar 5 jaar so, maar hulle het nog nooit 'n argument gehad nie. Dat dink dis my gedagtes onmiddellik, maar is dit normaal? So wat sê jy? Jy werk met verhoudings en verhoudingsmaats amper konstant. Wat is jou opinie? Kyk, daar's altyd uitsonderings op die breë reël. Daar is mense wat mekaar op skool ontmoet, vir die res van hulle lewe getroud is en nooit 'n skewe woord vir mekaar sê nie. Dis nie die norm nie. Ons sê ook nie dis abnormaal nie, maar dit is die uitsondering. Daar's ook mense wat elke dag in mekaar se hare is en mekaar uitskel en vir jare getroud wees en niks anders wil hê nie. Dit is nie normaal nie, volgens die norm nie, maar ons sê ook nie dis altyd sleg nie. Kom ons kyk net na die breë norm. Die breë norm is konflik in langtermyn liefdesverhouding is normaal en te verwag. En wat anders het mens gedink? Jy weet is um die lewe, verskillende persoonlikhede, stres van die werk, sommer net bloot op mekaar se irritasievlakke werk. Ons almal ken dit. En mense raak op 'n stadium dik vir mekaar al is jy lief vir mekaar. Dit is ons verstaan dit en mens grom en jy's ook 'n mens en daar's baie faktore. So dit is so dat daar gereeld konflik plaasvind vir die meeste langtermyn liefdesmaats. Maar konflik self is nie die probleem nie. Dit is hoe die konflik hanteer word wat die groot probleem is. Nou, kom ons kyk net bietjie na die frekwensie. Dit is nie maklik om te bepaal wat is normaal en wat is normaal nie. Is dit goed om eenmal 'n maand 'n bietjie van 'n meningsverskil te hê? Is dit normaal eenmal 'n week? Mense weet nie regtig nie. Ek dink wat ons wel vir mekaar kan sê, as mens elke dag in mekaar se hare is of 2-3 keer 'n week, dis nie normaal nie. Dit is nie normaal. Ek praat van ernstige konflik, nie bietjie geïrriteerd oor die tandepasta bysie nie. As mens 2-3 keer 'n week groot fight sê, soos mense lief is om te sê, dis tog nie aanduidend van 'n verhouding wat gesond is nie. As mens nooit meningsverskille het nie, oor die algemeen, kan dit maar baie dui op ons jy weet, as jy ook nie kwaad word nie, dan gee jy ook nie eintlik baie om nie, kan mens ook maar sê, op 'n manier. Maar tog, wat Nou, julle nou sê is ja, wat ek nou net oplet is, nou sê jy okay, dat die konflik maak nie saak nie, dit gaan oor hoe jy konflik oplos. As 'n mens nou so gereeld argumente het, dan moet mens tog maar kyk daarna. Maar nou dink ek, dit beteken tog nie as mens so dat kyk daarna, beteken tog nie dat daar's noodwendig iets met die verhouding verkeerd is. Dit kan met een van die individue in die verhouding ook iets mee verkeerd wees, soos hulle bagasie, hulle issues, goedjies wat by hulle ontstaan of die hele tyd opduik, né? wel, daar's altyd twee kante van 'n saak en maar soos jy reg sê, albei kante dra nie altyd dieselfde gewig nie. As een persoon in die verhouding byvoorbeeld totaal psigoties is van dwelmmisbruik en dink dat hy of sy is 'n draak wat die wêreld moet red. Ja, natuurlik het die ander persoon ook foute en het 'n aandeel in die verhouding, maar dan dit is nie so relevant nie. Dan is dit so half die ander persoon wat die verhouding onmoontlik maak op daardie oomblik, nê. Nee. Maar goed, ons praat van oor die algemeen van funksionerende mense wat in langtermyn verhoudings is. Um kyk Lise, mens sou ook kon redeneer dat as jy 2-3 keer 'n week 'n groot konflik het, dan wys dit ook daarop dat jou konflik nooit opgelos word nie. En dit is een van die groot probleme. So dis nie die frekwensie noodwendig nie, maar dit gaan oor baie goed. Dit gaan oor kom ons sê wanneer sal dit 'n probleem wees? Wanneer dit nooit opgelos word nie, is een. As jy elke 2-3 weke oor presies dieselfde ding nogal ernstige konflik het, dis nie aanduidend van 'n gesonde verhouding nie, want jy los dit dan nie op nie. Wanneer daar negatiewe sentimentele oorheersing is. Dit is 'n interessante ding waar mense op daardie punt kom wat neutrale opmerkings as negatief beskou word. O, kyk hoe jy my gegroet. Duidelik het jy 'n probleem met my.
dis dit wanneer die konflik dus wys daar's eintlik onderliggende probleme. Dan het ons 'n probleem. Wanneer die konflik identiteitsgebaseerd raak. Dis nie dat dis ons verskil altyd van finansies is nie. Dit is jy is selfsugtig. Daar's 'n groot verskil. Dit is dan hoe die konflik lyk en daarvan hou ons nie. Waar daar nie regmaak is nie. En regmaak kan op baie maniere gebeur. Humor, apologie, de-eskalasie van die konflik. Jy weet, ons gaan maar so na die persoon sê, ag sorry man, ek was ook nou 'n bietjie onredelik of ag kom ons wees nou lekker met mekaar. Daardie pogings van regmaak. Waar dit nie gebeur nie, is waar ons dan probleme begin het, want dit lei tot emosionele uitputting. Dis waar mens verskriklik moeg raak in 'n verhouding. Want niks word reggemaak. Daar's nie meer hoop eintlik nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek verstaan Dit presies is wat nie ek dink, dis daar wat ja, mense ook sê dat jy voel deel asof jy met 'n verlede muur praat of jy is besig, jy probeer jou bes om hierdie uit te sorteer, maar daar kom net niks terug nie. Dit is en mm, intensien voel die ander persoon dan nou presies dieselfde, maar daar word nie dit voel net nie ja, belangrik genoeg vir die ander persoon nie. Ek dink ja, dit daai gevoel. ja. Ja, en dit lei tot nog konflik, dit lei tot kroniese stres. Nou raak die verhouding 'n stresbestuur vennootskap in steede van ons het net normaal verskil van dinge. En diep geloof ontstaan, maar jy bedoel dit of jy het intensies teenoor my of jy is so of jy is so, jy's selfsugtig of jy's wraaksugtig ensovoorts ensovoorts. Dit is waar konflik 'n probleem is. As mens Maar dit kan regkry om 4 dae 'n week in konflik met mekaar te wees, respekvol te wees, probleme op te los, tot vergelyking te kom, herstelling te doen, dan teoreties is dit geen probleem nie. Maar ek het nog nooit mense gesien wat so baie konflik het wat dit kan regkry. presies, wat ek wil nou sê, natuurlik gaan die antwoord mos nou weer 'n konflikoplossing in 'n verhouding, alle verhoudings. Gaan dit tog nou wees kommunikasie gaan 'n rol speel, maar nou deur die jare van weet ek nou al vir 'n feit soos 'n koei dat niemand van ons leer hoe om reg te kommunikeer nie. So as jy al klaar nou sukkel om nog die konflik te probeer bewoord of net reg raak te sien in 'n konteks, dan gaan dit gaan nou al klaar baie moeilik wees. So Louis, om net te sê leer om te kommunikeer, nie dat jy dit nou gesê het, ek sê dit nou sommer net. Wat nou? Wat doen 'n mens nou? Is daar hoop? Moet mens net opgee? Loop maar weg. Nee natuurlik nie. Dit is daar is altyd vensterperiodes in verhoudings. Kyk, as mens konstante konflik het vir 10 jaar aan mekaar. Dis baie moeilik om te draai van daardie pad want daar deernis raak verlore, omgee raak verlore na 'n ruk. Maar mens kan gewoonlik by normaal funksionerende mense is baie keer die oorsaak van hierdie eskalerende konflik is die onvermoë om die konflik te bestuur en tot vergelykings te kom wat vir beide werk. So, kom ons gebruik net daai klise van leer om te kommunikeer. Dit is eintlik 'n niks seggende snede. Jy weet wat bedoel dit nou? Ons kommunikeer heeldag in elk geval. Natuurlik impliseer dit leer om beter te kommunikeer, maar kom ons verfyn dit dan om te sê as ek wil 'n motorkar bestuur en ek wil 10 jaar met daardie voertuig veilig ry, dan moet ek leer hoe om dit te bestuur. Ek moet lesse kry van padveiligheid, wat om te doen in moeilike tye as die pad nat is. Ek moet 'n vaardigheid aanleer om iets te ry, om iets te probeer doen wat eintlik nie natuurlik is vir die mense nie. Ons is nie eintlik gemaak om in 'n stuk blik met rubberwiele te sit en teen 200 km oor die aarde te beweeg nie. Nee, maar ons wil dit doen. So ons moet baie mooi leer en ons moet daai voertuie onderhou en ons moet spesiale dinge doen. So ons wil ook onnatuurlike dinge doen deur 60, 70 jaar liefdesverhouding gelukkig te wil hê. Dit is nie sommer in mense se broek nie. Dis nie so maklik nie en min mense kry dit reg. Nou wat het jy gedink? Het jy gedink dit gaan van self gebeur? Dat dit net lekker uitwerk. So hier kom hierdie gevaartekens, die konflik wat al hoe meer gereeld raak en al hoe meer destruktief raak. Wat staan ons dus te doen? Dit staan ons te doen om te leer
Hoe om as dinge skeefloop in ons verhoudings, die konflik met mekaar te bestuur sodat ons op 'n punt kan kom waar albei gelukkig is daarmee met die uitkoms. Dit is 'n vaardigheid. As dit is wat bedoel met ons moet leer kommunikeer, ja, dan moet ons leer kommunikeer. Maar ek wil amper dan 'n pleidooi lewer vir jy mag nie trou nie. Jy mag amper nie toegelaat word volgens wet om te trou of om 'n langtermyn liefdesverhouding te hê indien jy nie vaardigheid kan toon om die konflik daarvan te bestuur nie. Daar word nie van jou verwag om dit van self te kan doen nie. Jy het dit nou baie mooi gesê, dit is nie 'n natuurlike vaardigheid nie, waar moet jy dit uit jouself uitkrap? Maar daar kan verwag van jou word, soos wat jy leer om bestuursvaardighede vir jou voertuig aan te leer, dat jy daardie vaardighede moet aanleer en opgeknap hou, as dit sou sin maak. Kan jy net vir ons, die tyd gaan ons nou begin inhaal, maar kan jy net vir ons kortweg net verduidelik hoe sal daai vaardigheid min of meer lyk? Hoe sal mense dit kan opsom? Wat is hoe? Die vaardigheid het daarmee te doen dat ons leef in 'n normale lewe, gebruik ons normale maniere van kommunikeer en daar's geen probleem nie. Ons maak klanke uit ons kele uit in 'n paar gebare en meestal kom ons oor die weg. Dit is vir normale leef. Konflik verskille waar is 'n heeltemal 'n ander konteks. Daar kan ons nie normale manier van praat leef nie. Ons moet kunsmatige maniere van praat en kommunikeer aanleer wat net werk vir konflik. Wat ons nie in gewone manier van leef gebruik nie. Nou, dit is kunsmatig. En ek wil nie, ek kan dit nie nou hier aframmel nie, want dit is nie so maklik nie. Maar dit gaan daaroor oor wat presies, en ek praat van op 'n baie praktiese vlak, moet mens doen as die een wil kaas eet en die ander een wil tomaties eet en daar's konflik, want aan die einde van die dag moet ons besluit wat ons gaan eet en ons moet gelukkig daar wees daaroor beide, want as ons nie is nie, gaan die kwaliteit van die verhouding af. En dit gaan ook nie oor wen of verloor nie. Dit gaan nie daaroor dat die een moet sterker wees as die ander. Dit is 'n Ja. groot probleem onder verhoudingsmaats. Wel, dis die verskil tussen probleemoplossing en destruktiewe konflik. Probleemoplossing wil 'n probleem oplos. Destruktiewe konflik wil iemand wil wen en wil hê die ander persoon moet insien dat hulle verkeerd is. En dit is wat ons as mense doen. Dit werk nie, dit sal nooit werk nie. Ons moet iets anders aanleer. Mense, indien julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier op by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daar as jy vir hom wil kontak of meer wil weet, gaan kyk gerus daar. Deel hierdie gesprek. Ek dink ons almal sukkel soms met verhoudings, enige verhouding. Deel dit, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. En dan die heel belangrikste, soos altyd, aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.